Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene. Dit is wat die Here agter is. Dit wat jy moet verstaan wat die Here agter is. Ons wil dinge doen wat ons dink ons ken. Maar die Here se mind is the mind of God is not the way that we think. Sy gedagtes sê die woord, as jy ons gedagtes sê. Sy redenasie, as jy ons redenasie nie. Wat die Here doen is uniek aan God. So toe Moses 'n menslike ding doen. Change die Here sy konsep. Hy change sy mindset. Ons wil ons aanmoedig menslikheid voel. Ons soek menslike solutions vir 'n geestelike situasie wat ons deurgaan. And there are stuff that you cannot solve on a human basis. You have to see God what you divine, unique way of solving your problem. Elke situasie is opgerig. Dat die gebeurt ons allemaal was deur die bloed van die Here skoon gemaak. Al was in ons redding. Amen. Selfde bloed, selfde Jesus, different circumstances. Ek was gered ook sit op 'n Sondagmiddag by 'n dranktafel in 'n drankplek. 'n Liekeplek sit ek drink by hierdie klap op 'n Sondagmiddag. My ma sê ek drink al van 10 uur af. Op 'n Sondag. Maar as op 'n Sondag op 'n plek wat later 'n kerk sou word, maar dis die plek waar die Here my red. And when God uniquely saves, also wat hy sien u as unique, as niemand anders soos jy op die aarde. Daar sal nooit net iemand kom soos u op die aarde. Wanneer toe hy gebore was hy gebore for a purpose. And daar was a purpose divinely connected to God. Daar is 'n assignment wat elke man en elke vrou voorgebore is. Jy kan nie die aarde verlaat alvorens jy die jou assignment gedoen het. As van ons dat gaan indig. Ons gaan die hemel hier kom nie omdat ons gered is nie. Omdat ons nie kan produce en bring wat die Here aan ons toevertrou het. Kan jy nou die talente? Daar was een met 1 talent, dan kry jy 3 talente of 5, kan jy nou? Daar was multiplication and if you don't multiply what God has given, hy is nog oor. Daar is ook 'n area wat die Here gaan gebruik. Kom ons los hy area van vandag. Maar hoor wat sê die woord van die Here, hy sê, trek uit jou skoene. Want die plek waar jy staan is heilige grond. Hy sê ek soek 'n direkte konneksie met jou op hierdie grond waar jy staan. Ek wil hê daar moet 'n menslikheid of 'n mensgemaakte item tussen my en jou staan nie. En many times is daar dinge wat tussen my en die Here staan wat mensgemaak is. Die Here wil sy skoene van sy voete af hê, sodat waar die aarde aan sy voete raak, sal God se teenwoordigheid in sy liggaam. Heilig, heilig, as goed is wat tussen my en die Here staan. Daar staan daar iets tussen u en die Here, dat die Here net kan doen. 'n vleeslikheid, 'n mensgemaakte, 'n mensgemaakte woel, 'n mensgemaakte vet, 'n mensgemaakte issue. Dit is daar. Hoe sê die Bybel? As ergens in 1 of 2, Korintiërs 10, hy sê, geen versoeking het jou aangeval behalwe 'n mens. En met elke versoeking sê die woord van die Here, gee vir jou uitkoms. No temptation has befallen you that is not human, dis mensgemaakte dinge. Elke versoeking die kry. Elke temptation is mens aangeblaas. Maar met elke temptation is daar 'n deur. I call it a door of escape. 'n Deur van ontsnapping. Elkeen kry 'n opportunity vir 'n deur van ontsnapping. Hoe sê God vir Moses? Ek is wat ek is. Nou, hy praat uit woorde, omdat as hy verder lees by die huis, vers 5, vers 6, vers 7, tot vers 8, ek gaan sien die Here sê, I've heard the oppression of my people. I've heard the cry of my people. I familiarize myself with what they are going through. Dat het alles gewoon nou stuur jou om te gaan, maar sê hulle, I am that I am, I send you. Ek is volledig aan myself. I don't have to explain myself. I don't have to reveal myself. Just say, I am that I am. Ek is wat ek is. Niks minder en niks meer. Ek is. Dan ons kan sê, die Here is ons I am. Dan begin ons sê, Here, hy het my offend. Hy het my daarna gekom, daai het dit gesê, daai het dit gedoen. Maar Here, dis waar ootmoedigheid inkom. There's a distinct difference between being humble and being meek. Humble is, you are humble in the things that you do by the heart. Meekness sê, a bit deeper, ek surrender als skel hulle skindere aan die Here. Amen. Maar die werk gaan moeilik, ek gee oor aan die Here. Maar hy is die mekaar, ek gee oor aan die Here. Jy het die mag en die krag, the ability and the smartness to outsmart anyone in the slip of the swan.
en die groot, but you surrender and make a divine choice in Christ, dat jy gaan oorgee aan die Here. Die Bybel sê, terwyl Moses oor begin gee aan die Here, begin Moses die dinge te sien. Nou, hier begin dit te change. Ek is in hoofstuk 4, whenever we surrender, wanneer ons oorgee aan die Here, is daar 'n proses wat die Here ons deurvoer. Hy vat ons deur dit. Sometimes we love it, sometimes we hate it. Sometimes we reject it, sometimes we accept it. Sometimes we are joyful, sometimes we sad. Whichever way we look at it, there's always something that will happen because God is in it. Ek kan nie my prosesse op meneer sit nie, want meneer het sy eie prosesse. The moment, one of the things I wrote in one of my prophetic mail said, you have to accept the process you're in. Then you need to love the process. And once you accept the process that you're in, and you start to love the process you're in, then you start to grow in the Lord. But now fear jy, dat my process, as jy maar die Here kwaad is, of mense my manipuleer, that's my process. I have to embrace it. Sommige van ons moet dinge embrace. It's a process. But God's in the process. Die Here is in die proses. Amen. Die Here is in die proses. Nou weet, die woord is kan moontlik 'n bietjie swaar deurkom vir sommige mense. Maar vertrou die Here, maak 'n nota van gaan hy so sit en bid oor dit. Want ons kan nie die kerk heeltyd melk gee nie. Eerens moet die kerk begin nou vleis kry. Ons moet maturity begin kry in die huis van die Here. Ons moet deurbreek en deurgaan, na next level gaan. Jy kan nie praat soos iemand wat vleis eet, maar in die meantime as jy by die huis kom, as jy op die titi nie. In die public praat jy steek by die spage eet. En dan sien jy kan nie sluk nie. Keel gatjies, nog nie reg nie. Klein, maar by die huis is op die botie. Is op die botie. Haal jou werk, is op die botie. Maar stap maar met die deur, jy is net soos een wat nou vir jou 'n hele groot stuk T-bone nou gaan koop en dit. Jy wil net T-bone in die kerk. Jy weet jy is op die bord. Jy is 'n melkchristen wat voorgee as 'n volwassene.